Ons skriflesing is dus uit Jakobus 5, vanaf die 7de tot die 8ste vers. Ek is dankbaar, dit is op die skerm, en dan ook lees ons vanaf die 13de vers. Dit is die woord van die Here wat voor ons oop is. Kom ons raak stil in die Here se teenwoordigheid. Ons raak bewus dat die Here ook met ons as 'n heilige gemeente wil praat. Ons wil aanspoor, ons lei, ons leer, maar ook ons seën met sy beloftes. Ons Vader wat in die hemel is, in die naam van u Seun, die vleesgeworde woord van God, aanbid ons u vanoggend onder die leiding van die Gees van gebed, wat in Jesus Christus ook ons in ons binnewêrelde roep om u Abba Vader te mag noem. Baie dankie dat ons soos u Seun, Here Jesus, die Here Jesus, in 'n intieme verhouding met ons hemelse Vader kan lewe. Vandag waarin ons ook die vaders van onsself en ons huise, grootouers, ons kinders wat self ook miskien vaders is, ook aan hulle dink. Baie dankie dat u deur u Seun ons u vaderhart kon leer het. 'n Vaderhart wat omgee vir ons wanneer dit ook met ons nie goed gaan nie. Baie dankie Here Jesus dat u en die Heilige Gees vir ons juis intree by die Vader, wanneer dit ook met ons nie goed gaan nie. Wanneer ons swaar kry, siek is, ly, hartseer is, depressief is. Dankie dat wanneer ook ons huil, u saam met ons huil, Here Jesus, want toe u opgestaan het uit die dood, en hemel toe gegaan het u nie u traanklere hier agtergelaat nie. Maar in die hemel huil u saam met ons, wanneer ons hartseer is, en trane stort. En juis saam met die Heilige Gees vir ons intree by die Vader, en die Vader en Seun deur die Gees ons troos. Dankie vir die belofte waarmee ons hier die erediens kon begin. Dat u vir ons sê dat u mag aanroep in die dag van benoudheid. En u sal ons uithelp en ons sal in dankbaarheid u eer. Here, u is nie 'n mens dat u een ding sal sê en 'n ander sal doen nie. Daarom dank ons u vir al u beloftes in die Bybel. Ook die beloftes van gebedsverhoring wat ons vanoggend uit u heilige woord gaan hoor. Praat met ons, leer ons asseblief deur u woord en Gees, ook hoe om te lewe in hierdie tussentyd, tussen u eerste koms en u tweede koms.
Ons bid dit, omdat ons hier is, as u kinders, en afhanklik is van u, en vir u vra, o Vader, Seun en Heilige Gees, praat asseblief met ons as u kinders, ons luister. Amen. Jakobus 5, dit is agter in die Bybel, het julle dit al gekry? Dit is 'n korterige boek, het is in my Bybel op bladsy 306. As jy dis Jakobus wil vind, dan is dit, moet ons eintlik van agteraf vorentoe blaai. Die eerste opdrag is, wag dan geduldig, broers en susters, totdat die Here kom. En ons as dorp, met 'n groot boerderygemeenskap rondom ons, word aan gevra en opdrag gegee om te let op hoe die boer wag op die kosbare oes wat die land oplewer. Hy wag geduldig daarvoor, totdat die vroeë en die laatreëns gekry het. Julle moet ook geduldig wag en moed hou, want dit is nie meer lank nie, dan kom die Here. En dan gaan ons na die opdrag om gelowig voor die Here te bid. Vers 13 en verder. As daar iemand onder julle is wat swaar kry, moet hy of sy bid. As daar iemand is wat opgeruimd is, moet hy lofliedere sing. As daar iemand van julle is wat siek is, moet hy die ouderlinge van die gemeente laat kom, en hulle moet vir hom bid, en hom met olie salf onder aanroeping van die naam van die Here. En as hulle gelowig bid, hier kom die gebedsbeloftes nou, een na die ander. As hulle gelowig bid, sal dit vir die sieke genesing bring. Die Here sal hom gesond maak. As hy gesondig het, sal dit hom vergewe word. Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. En dan, volgende belofte, wat die Here ons leer, dat gewone mense mag kragtige bidders wees. Die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Elia was 'n mens net soos ons. Hy het ernstig gebid dat dit nie moet reën nie, en in die land het dit 3 jaar en 6 maande lank nie gereën nie. Toe het hy weer gebid, en die hemel het reën gegee, en die aarde het sy oes gelewer. Tot sover uit die woord van die Here. Wag geduldig en biddend op die Here se wederkoms.
Nou wil ek net vir julle 'n bietjie agtergrond gee oor Jakobus, die brief. Hierdie is 'n omsendbrief, nie spesifiek gerig aan 'n enkele gemeente of 'n aantal gemeentes nie. Maar 'n brief gerig aan die 12 stamme as het ware van gelowiges wat verspreid oor die destyds bekende wêreld woon. Die skrywer van hierdie boek is die halfbroer of party noem dit die broer van Jesus Christus, Jakobus. Interessant dat hy het nie in die Here Jesus geglo terwyl die Here Jesus bedien het nie. En tussen saam met hom besmoontlik groot geword het en tussen sy volksgenote bedien het nie. Maar met die opstanding van die Here Jesus het Jakobus tot bekering gekom. En het hy werklik geglo dat sy broer is die ware Messias, die lang verwagte Messias. Hy het 'n goeie lewe begin lei. So staan dit geskryf van hom, 'n goeie mens gewees. En later het hy die vader van die moedergemeente geword, die geestelike leier van die moedergemeente van die Christelike kerk in Jerusalem. Maar ongelukkig, daar is onsekerheid, maar oor die algemeen word die jaar 62 na Christus as sy sterfdatum gesien. Is hy deur met klippe doodgegooi, gestenig onder die opdrag van die destydse hoofpriester van die Jode in Jerusalem. In die jaar 62 na Christus. Soos die Here Jesus was Jakobus dus van Joodse agtergrond. En ons vind in hierdie boek Jakobus, wat jy miskien net eendag kan sit en dit net van vooraf rustig deurlees met onder die leiding van die wat hulle net skryf as inleiding vooraan elke Bybelboek. Dan sal jy agterkom dat hy skryf veral aan Joodse Christene. Want ook Joodse Christene was, soos hy, vervolg. Nie net deur die Romeinse ryk nie, maar ook deur die Jode, en hulle het gevlug. En dit verspreid gewoon in die destydse bekende wêreld. Dit is dus aan hulle wat hy hierdie brief skryf. Hy aanvaar dat hulle 'n kennis het van die Ou Testament, maar hy lê ook veral klem in hierdie Bybelboek op die boek Spreuke. Vir hom is dit baie belangrik dat geloof en werke saam met mekaar gaan. Jy kan nie sê jy glo een ding en jy doen 'n ander ding nie. En daarom het sommige
hervormers 'n bietjie gesukkel met hierdie Bybelboek. Want die hervormers het geglo dat jy uit genade alleen gered word. Maar hierdie Bybelboek, Jakobus, sê dat ja, jy word uit genade gered. Maar as gelowige moet jou lewe in lyn wees met wat jy glo. Dus jou lewe moet die lewe van die Here Jesus Christus reflekteer as getuienis. En daarom het een gesê, hy sien nie kans om hierdie boek in die Bybel te hê nie. Dit was nou Martin Luther, sover ek weet, hy het gesê, hierdie boek is net 'n boek van strooi. Hy moet eintlik uitgeskeer word uit die Bybel uit, omdat hy so baie op werke fokus, en dit moet verbrand word. Maar nou ja, gelukkig was sy opinie nie die enigste opinie nie, en is hierdie Bybelboek vir ons bewaar, en is hy deur die kerk aanvaar. Deur die eeue, as die ware, geïnspireerde woord van God. En daarom het ek ook vrymoedigheid om saam met julle hierdie te lees in die erediens en dit te verkondig. Aan die einde van sy boek, aan sy brief, van sy omsendbrief, aan die eerste lesers en aan ons, sê hy, luister, wees geduldig in julle lewe totdat die Here kom. Ons kan byvoeg miskien, of totdat jy self die Here ontmoet met jou sterfte. Onthou, hy skryf aan mense wat swaar kry, moeilike omstandighede beleef. En daarom die opdrag om geduldig te wees. Hoe sluit dit aan by gebed? Ons leer uit Lukas. By Dr. Lukas veral vertel hy vir ons herhaaldelik hoe die Here Jesus geduldig ook was gedurende sy lewe van lyding. Nie net aan die einde van sy lewe nie, maar sy hele bediening was 'n bediening van lyding. Want direk nadat hy sy bediening na sy doop deur Johannes die Doper begin het, is hy dadelik deur die Gees gelei om in die woestyn in te gaan en daar deur die Satan versoek te word. Hy het daar gevas om te eet en te drink. En toe dit met hom die swaarste gegaan het, het hy die versoeking van die Satan beleef. En het hy dit oorwin. Hy was geduldig ook te midde van die feit dat sy eie kerk hom nie aanvaar het nie. Sy eie tuisdorp wou hom van 'n kraans afgooi. Sy eie moeder en familie, hierdie oudste Jakobus ook, het op 'n stadium vir hom gesê, ag kom net 'n bietjie huis toe asseblief, jy maak soveel moeilikheid, kom, rus net 'n bietjie. Toe sê hy, wie is my moeder, en wie is my broers, en wie is my susters? Dit is hulle wat die wil van my Vader doen.
Jesus die volmaakte voorbeeld van geduld. Maar Jesus is ook die volmaakte voorbeeld van gebed. En as jy deur Lukas lees, sal jy herhaaldelik sien hoe dat die Here Jesus dit sy gewoonte was om gedurig homself af te sonder om te bid. Hy het niks gedoen sonder om met die Vader in kommunikasie te wees nie. Sy gebedslewe was ook, en sy afsondering was, nie net om met die Here, sy Vader in die hemel te praat nie, maar ook te luister na wat sy Vader wil hê hy moet doen. En daarom sê hy herhaaldelik in Johannes Evangelie, volgens die Johannes Evangelie, ek sê en doen niks wat ek nie by my Vader gehoor het nie. En as julle my sien, dan sien julle my Vader. Hy het ons die Vader laat leer ken, die Vaderhart. Hy was ook die voorbeeld van volmaakte gebed. Hy het ons geleer om te bid as sy disippels. Toe sy disippels hom gevra het, ander sy disippels bid. Maar u het ons nog nie geleer om te bid nie. Jesus het gedink hulle gaan deur sy voorbeeld leer. En toe het hy ons die Onse Vader gebed geleer bid. Nou, nadat Jesus hemel toe gegaan het, sê sy broer wat, soos ek sê, tot bekering gekom het na sy hemelvaart, sy opstanding en hemelvaart, sê sy broer, dat in hierdie tussentyd, wat ons swaar kry, gebed, gelowige gebed, baie, baie belangrik is, vir kinders van die Here. Gebed wat ons aan mekaar bind, en so stap ons saam met mekaar. Die wederkoms van die Here tegemoet, of ons ontmoeting van die Here tegemoet. Die Here het dit op my hart geplaas, om hierdie met u te deel, in die lig van u leraar, wat bitter swaar kry. En, as het ware, vir u op te roep, nie dat u dit nie doen nie, dit het so pas weer gebeur in die konsistorie, maar u op te roep, tot volhardende, gelowige gebed vir u jong leraar wat deur swaar tye gaan. Fisies, as gevolg van die chemotherapie, hierdie week moet hy weer chemo kry, maar u weet ook hoe 'n mens ly as daardie wolk van die groot K kanker oor jou hang, dit word oor jou uitgespreek. Die dokter, as hy sê, die toetse toon, dat jy 'n kwaadaardige siekte het. Dit is so emosioneel sterk, dat professor Jordaan, vir ons as leraars destyds in Durban, gesê het, hy van die groot onkoloog, dat ons moet versigtig met die woord kanker omgaan. As ons lidmate pastoraal bystaan. Want baie mense dink dat kanker ongeneesbaar is en dat dit as ware jou doodsertifikaat is wat uitgeskryf word.
Toe het hy die voorbeeld genoem van 'n jong man in Durban wat gehoor het dat hy velkanker het. Nou velkanker is 'n behandelbare kanker, wat selfs met 'n salfies bloot behandel kan word. In Durban spesifiek, waar dit nou by die see is en baie in die son is. Ek self het goedjies hier opgebouw, want ek baie langs die see gestap het en gebid het. Dit is deel van my gebedsroutines gewees. Want ek het van 1967 daar gebly en 40 jaar daar bedien. So ek ken die son van Durban. Hulle sê mos with the son of the fun never sets, maar in elk geval. Sommer dit. In elk geval, hierdie jong man, toe hy hoor hy het velkanker, toe gaan hy hier na een van die hoogste gebouwe in Durban en hy daar uitgespring en gesterf. Want hy het gedink, dit is sy doodsertifikaat. Kanker kan behandel word. My oorlede beste vriend, wat saam met my op skool was en saam met my gestudeer het in Bloemfontein, het vir my gesê, Theo, hy het medies gestudeer, was later by Garden City, persoon wat vir leukemie behandel het, 'n dokter, dat ver oor die 80% van die kankers is behandelbaar. Maar feit is net, daar kom daar die vrees in jou. So dis ook 'n emosionele saak, wat nie van jou 'n ongelowige maak nie, maar jy's net mens. Miskien weet julle waarvan ek praat, omdat julle self dit beleef het. Nou, kom ons kyk net na, veral vanaf die 13de vers. Kan ons dalk net teruggaan na die 13de vers toe, asseblief. Also, as jy nou so aangaan, as jy my volg, dan kan jy, ek sal vir jou ook aanduiding gee. Dan die opdragte, kyk asseblief op die skerm of op jou Bybel saam met my. Eers die opdrag tot gelowige gebed. As daar iemand onder julle is wat swaar kry, moet hy bid. Ons het die erediens begin uit Psalm 50 vers 15. God se opdrag, roep my aan in die dag van benoudheid. Saam met die belofte kom die opdrag. Saam met die opdrag kom die belofte. Ek sal jou uithelp en jy sal my eer. Psalm 50 vers 15. Wanneer jy dus swaar kry, ek wil nie al die voorbeelde noem nie, dit is 'n gelade woord, depressief by name, moet jy bid. Die Here se naam aanroep. As daar iemand is wat opgeruimd is, moet hy lofliedere sing. Ons vind dit veral in Openbaring, hoe die kerk van die Here die hele tyd lofliedere sing tot eer van die Here in Openbaring 4. Elke keer vers 9, elke keer wanneer die lewende wesens heerlikheid, eer en dank toebring aan hom wat op die troon sit, die lewende wesens, is die geskape werklikheid, alle diere en mense en alles wat in die noorde, ooste, suide en weste woon.
wanneer hulle eer en dank toebring aan hom wat op die troon sit, wat tot in ewigheid lewe, kniel die 24 ouderlinge voor hom. Die 24 ouderlinge is die 12 ouderlinge van die Ou Testament, die 12 stamme van die Ou Testament, en die kerk gebou op die lering van die 12 apostels van die Nuwe Testament. Dus die kerk aanbid kniel en aanbid die Here, wat tot in alle ewigheid lewe. Hulle sit dan hulle krone voor die troon neer en sê, Here, ons God, U is waardig om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang, omdat U alles geskep het. En Heer, U het alles ontstaan en is dit geskep. Dus ons gaan dit in elk geval doen in alle ewigheid, as die Here se kerk. Ons kan net so nou oefen. Loof en dank die Here. As jy opgeruimd voel, moet jy nie te buite gaan aan goed nie. Maar bring aan die Here die eer, die loof en die dank, soos ons dit so pas ook in die erediens gedoen het. As daar iemand onder julle is, vers 14, wat siek is, let op, moet hy of sy die ouderlinge van die gemeente laat kom, en hulle moet vir hom of haar bid, en hom met olie salf onder aanroeping van die naam van die Here. Eers tot sover. Net eers 'n negatiewe opmerking. Dit was altyd vir my as leraar 'n probleem, omdat lidmate nie ons laat weet as kerk of die kerkkantoor wanneer hulle siek is nie. Ken jy eers daarvan wanneer hulle by die huis is? En dan word ons aangekla dat as leraars dat ons nie die besoek aflê nie. Hier is die opdrag. Dit is die sieke wat hand moet uitsteek, wat kontak moet maak met die kerk. Vooral die ouderlinge, broers en susters, kerkraad, dit is vooral uw roeping om die siek skaap te besoek in die eerste plek, u herder alleen nie. Dit is God se opdrag. En hulle moet vir so 'n persoon bid, en hulle met olie salf op die aanroeping van die naam van die Here. Hierdie olie salf hier, so, het plan my glad nie hoor wat eigenlijk is nie. Daar moet skaaplankies wees tussen die skape van die Here, hoor. So plan my glad nie, so, mama wees dat net die jonge is, hoor. Geen probleem nie. Excuse, ek bedoel dit, hoor. Ek was al verpag gewees. En ek graag het dat jy ook in die erediens kan deel, dit plan nie, hoor. Toe ons gehoor het dat die gehad nie wel is nie, het ek en die Pierre, julle ken hom, my Engelse collega, het ons na hom toe gekom. En Pierre het hom gesalf met salf. Gegeurde salf uit die kruis op sy voorkop gesit. En ons het hom die hande opgelee en vir hom gebid, om nog voordat hy met sy behandeling begin het. Ons was gehoorsaam hieraan. Hierdie olie, om iemand te salf met olie kan hier symbolies wees, of dit kan iets, 'n mediese term wees.
Die priesters en konings en profete is met olie gesalf in die Ou Testamentiese tyd. Maar hierdie oliesalwing hier is nie net 'n simboliese oliesalwing nie. Wat fisies vir jou die belofte van die Here wat ons gaan deel, waarmaak nie. Dit is 'n mediese term. Onthou jy die barmhartige Samaritaan? Wat het hy gedoen? Toe die dominees verby die persoon was wat gekaap is en daar makend gelê het? Die persoon wat daar die dominees rondgenoem het, want dis hoe hulle die Samaritane genoem het, hy het na hom toe gegaan, hom opgehelp en sy wonde behandel met salf, met olies. En later het hy hom gevat na 'n plek waar hy verder versorg kan word en klaar vooruit betaal. En gesê as ek terugkom en ek moet skuld nog, dan sal ek dit doen. Hier wys ons herinner ons aan Jesus se lering in die barmhartige Samaritaan, dat gebed en mediese behandeling gaan hand aan hand. Dus as iemand medies behandel word, moet die kerk vir so 'n persoon saam met so 'n persoon bid. Dis die opdrag, en dan kom die belofte, en as hulle gelowig bid, sal hulle net aanskryf? En as hulle gelowig bid, sal dit vir die sieke genesing bring. 'n dubbele belofte, die Here sal hom gesond maak. Ons vind die Here Jesus op 'n stadium by melaatse mense. En die melaatse man kom na hom toe en vra, Here, as U wil, kan U my gesond maak. En Jesus het gesê, ek wil, word gezond. Ja, hy het nie ingegaan en elke siekte genees wat daar in die wêreld is nie. Maar ek self is die lewende bewys van gebed wat my lewe teruggegee het. Ek het die tyd om dit nou, die tyd stap aan, om dit met julle te deel, maar as babatjie het ek as orphanitis gesterf. En die dokter het gesê, al wat nou oorbly, en my pa se arms leer ek, is bid. Hy het inspuiting gegee, oliesalwing, mediese behandeling, sê nou moet julle bid. En terwyl my ouers gebid het, saam met die dokter, in Windburg, het die lewe in my teruggekom. En vandag staan ek hier, oor die 70 jaar oud om dit vir u te vertel. Daar is krag in gebed. Hier is nie 'n valse belofte nie. Gelowige gebed het 'n kragtige uitwerking. Dan wil ek gaan na die 16de vers. Gaan dit, ja, daar staan onder, die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Dis 'n volgende gebedsbelofte. Dus ons sit hier, al klaar 2 beloftes, die Here sal genees bring, die tweede belofte, die Here sal hom gesond maak, nou, die derde belofte, die gelowige gebed, die gebed van 'n gelowige, het 'n kragtige uitwerking. As jy net een aangaan asseblief, dan, gewone mens, my broer en suster, gewone mense, sy gebede het 'n kragtige uitwerking. Kyk daar, Elia. Ja, Elia was 'n besonderse mens. Maar hier word hy beskryf as 'n mens soos ek en jy. Hy het ernstig gebid, dat het nie moet reën nie,
En het het 3 jaar en 6 maanden lang nie gereën nie. Toe het hy weer gebid en het gereën. Elia, hy het vuur in die hemel afgebid. Daar in die competisie op die berg teen die profete van Baal. En die Here het al die heilige vuur gestuur wat die offer en selfs die offer vernietig het. En waar kry jy die volgende dag vir Elia? Jy kry hom depressief onder 'n besembos, bang vir 'n vrou wat hom vervolg, hom mag gaan doodmaak. En later vind jy hom waar hy met die Here raas, omdat hy dink dat die Here nie goed genoeg vir hulle sorg nie. Kan wees maar. Elia, 'n mens soos ek en jy, ook met sy foute. Ons gelowige gebede het 'n kragtige uitwerking, 'n derde gebedsbelofte van voering. Ek maak klaar. En broers en susters, ons lewe in 'n individualistiese wêreld, waar ons, soos die prof destyds vir my geleer het, ons wanneer ons swaar kry, finansieel, emosioneel, liggaamlik, wat ook al, dat ons soos hondjies of katjies wat seer kry, gaan weggryp onder 'n bos aanheen, of weggryp agter 'n gordyn, of onder 'n stoel, en jy soek oras, en dan kry jy die hondjie, of die katjie. En wat doen hulle? As jy by hulle kom, die tandjies begin wys. En wil jy byt, want die hondjie is siek. En dan moet jy versigtig die hondjie optel of die katjie optel. En toe draai, miskien ietsie, en dan fias toe vat. Dit is wat individualistische mense doen, maar die kerk van die Here moet dit anders wees. Hierdie woord mekaar kom weer en weer hier na vore in die gedeelte. Ons is mekaar gemeentes. Saam is ons op pad na die weerkoms van die Here toe. Nie een alleen nie, maar saam. En hier vandag, ook die opdrag, saam met julle leraar en sy vrou, saam met die dominee Gerard, saam met die dominee René, moet hierdie pad geloop word. En asseblief, nie sê, ek sal vir jou bid nie. Want tot waarborg jy weet, ek het skoon vergeet. Ek het skoon vergeet om my belofte na te kom. Bid eers, en dan sê jy, ek het vir jou gebid. Moet nie daardie woorde sê, ek sal vir jou bid nie. Bid eers, en sê, ek het vir jou gebid. Maar ook jou teenwoordigheid, indien enigszins moontlik, is ook belangrik. Dus my broers en susters, u hoor saam met my God se woord duidelik. Saam op pad, geduldig, maar ook saam bidend. Saam met mekaar op pad na ons finale ontmoeting met die Here. Mag U lei
Mag die Here u krag gee. Ook in hierdie tyd waarin u as gemeente saam met u herder, u leraar en sy eggenote, en familie swaar kry. Die Here gee hier 3 dubbele beloftes op gebedsverhoring. En as dit 3 keer in die Bybel gesê word, is dit nie sommer net nie. As dit tenminste 3 keer lees, of 3 keer lees in die Bybel, is dit die waarheid. Mag die Here van u 'n biddende gemeente maak. En dit wat u al reeds doen, maar verder laat groei deur die Heilige Gees. Bid deur die Gees. Amen. Ek wil vra dat ons in stilte nou voor die Here sal intree. En ek wil spesifiek vra, ek wil die gemeente bietjie gebruik, dat u saam vir u leraar, vir Dominee Gerard en vir Dominee Renay sal bid asseblief. Kom ons raak rustig, stil en bid soos die Gees van die Here op jou hart dit plaas. Hoor ons bid, o Heer. Hoor ons bid, o Heer. Hoor ons bid. Verhoor tog ons gebed. Ons gebede en skenk ons